If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born. Ons het hierdie week die baie spesiale voorreg gehad om met 'n paar mense wat na in ons harte is te gaan gesels en 'n bietjie dieper agter die skerms te gaan as dit kom by skole rugby en 'n paar ander onderwerpe. Die belangrike een vir ons vir hierdie episode is ons het met Francois de Kok gaan praat, die nuut aangestelde hoof by Garsfontein. Ons wil julle graag bekendstel aan die man agter die pos. En ek raai jou aan, gaan kyk hierdie video. As jy wil weet hoe die hart van 'n regte pedagoog lyk, gaan kyk gerus hierdie video. Ons is op YouTube, asseblief moenie vergeet om te klik en subscribe nie, julle maak dit vir ons moontlik om hierdie content vir julle te bring. En al ons sosiale media platforms, Instagram, Facebook, TikTok en X. Dit is 'n voorreg om hierdie vir julle te kan doen. Het vat 'n sekond van julle tyd en is absoluut gratis. Ek hoop julle geniet elke woord van hierdie episode. Sien julle volgende keer. Maybe you hate broccoli or love scary movies. Maybe you're indecisive, adventurous, or always kind. Maybe you snore, have a secret creative talent, or no sense of direction. We don't pretend to know you, but we know certain things get you going. And at MediHelp Medical Scheme, we know about healthcare, as we've been doing it for 120 years. Visit medihelp.co.za for all the information about our plans for everybody. Meneer Francois de Kok, dis vir ons regtig 'n voorreg om jou op Blindside te verwelkom. Ek ken jou baie lank. Aan die begin as 'n mede-afrigter en maar ek het jou karier dopgehou. Ek en Johnny weet jy is ons hou baie van jou, ons is baie lief vir jou. Ons weet jy het 'n fenominale werk wat voor jou lê. Maar ons verstout onsself gereeld om te sê, en dis ook niemand se toon dat ons trap nie, om te sê daar's bitter min regte pedagoog wat hoofde raak en wat verstaan wat dit beteken. So dis vir ons 'n voorreg om een van daai manne voor ons te hê vandag, of voor my te hê. En ek wil eintlik van die begin, van die staanspoor af, wil ek vir ons kykers sê, hierdie gaan oor die man Francois de Kok. Ja, ons gaan praat oor die skole waarby is ensovoorts, maar ek wil hê julle moet jou ken, so wat ons jou ken, en saam met ons opgewonde wees vir die werk wat voor lê. So Francois, baie dankie dat jy hier is. Ons waardeer dit opreg. Thuis, dankie. Ja, dit is dit wat julle doen by Blindside, om 'n bietjie ander perspektief te gee. Ek weet julle gebruik rugby as 'n middel, maar ek dink daar's baie meer agteraf en agter die gesprekke wat 'n waarde het vir onderwys. So dankie vir die geleentheid. Ek het nooit gedink ek sal in hierdie stoel sit ten opsigte van sekere goeders en waar ek nou skoolhoof is by Garsfontein nie. Maar baie keer gebeur goed in 'n ou se lewe. Dit ou nie altyd 100% verstaan nie, maar ek is ongelooflik dankbaar. So Francois, kom ons begin waar ek jou leer ken het, want ek dink daar's 'n rukkie voordat jy het op Goudstad geswat en jy het begin skool hou, en ek het jou leer ken in 2010 by Waterkloof. Nou ek dink dis die tweede skool waarby jy was, as ek reg is. Jy was voor dit by Affies, as ek dit reg onthou. So ons gaan nou praat eintlik van Affies af vorentoe, maar daar het ek 'n jong Francois de Kok ontmoet wat ongelooflik passievol is oor rugby, die afrigting daarvan, die ontwikkeling van seuns, die regverdigheid daarvan en die waardes wat rugby eintlik nog vir 'n jong man kan vat in sy loopbaan. En dis daar waar ek die
die mens Frans wat 'n kok leer ken het. Ons het baie kop gestamp in die begin, kom ons wees eerlik, want ons is albei baie passievol oor wat ons doen. En met ouderdom moet ons besef, ons het mekaar eintlik net misverstaan in 'n mate, want ons het albei dieselfde beginsels gehad, maar soos twee jong bulle wat elkeen mos maar sy eie roete wil volg. Maar wat vir my belangrik was, is ek het die mens daar leer ken, wat vir my 'n ongelooflike karaktergebaseerde mens was, wat net noodwendig steadfast was in die goed wat belangrik is. So, jou journey het eintlik by Affies begin, as ek reg verstaan, as 'n onderwyser, of het dit by Waterkloof begin en toe Affies en toe weer Waterkloof? Is dit die... Ja, ek was so 3 jaar by my ou skool, waar ek op skool was by Jeugland. Toe het ek in 95 Waterkloof toe gegaan. En toe, begin 2000, het ek Affies toe gegaan en daar het ek gedink, hier gaan ek bly. Ek is 'n persoon wat glo aan tradisie en dissipline en dit, en ek het wou altyd daar skool hou, maar toe gebeur daar 'n paar ander dinge op ou se pad wat jy besluit moet maak, en toe ek begin 2004 is ek terug Waterkloof toe, wat by ons by gesê het, waar wil jy nou wees? Maar ek dink in daai tyd, met omstandighede wat in my lewe gebeur het en ons familie gebeur het, ek dink daar so het paar slegte dinge gebeur met my, en moeilike goed wat ek moes uitgesorteer het en 'n paadjie gestap het om te kom waar jy my in 2010 ontmoet het. Voor dit was al 'n hele paar dinge wat ek al moes aangespreek het, en ek het goed prys gegee oor baie van dit wat 'n ou besluit gemaak het oor dit, maar dit almal nie altyd verstaan nie, en ek het ook nie verstaan nie, maar ek is dankbaar oor daai pad en so waar ek by uitgekom het, en dan is dit so, ek het belangrike mense ontmoet daai tyd in my lewe. Ek het ou soos Janie Pitter ontmoet. Ek het ou wat nou soos my pa geword het, wie skryf van 'n Westhuizen, sy kinders ek afgerig het. Dis maar in die begin, daar's 'n legio van mense wat 'n groot invloed gehad het op die proses en die pad waarin ek op pad was, om by dit uit te kom, ja. So, en kom ons praat oor rolspelers in 'n ou se lewe, want ons elkeen het dit, of ons dit wil erken of nie, jy weet, of dit goed of sleg is wat jy ervaar, jy leer in daai proses wat jy graag wil doen of nie wil doen nie, as 'n potensiële skoolhoof eendag. Ek moet sê, ek het die voorreg ook gehad om deur Dr. Christo Becker agter 'n skoolbank te sit as 'n onderwyser vir my, en ongeag wat wie van hom sê, dink of oordeel, ek ken die man, Christo Becker, en ek dink dit is seker een van die beste skoolhoofde wat in sy era en heeltemal aan 'n ander direksie begin beweeg het van wat 'n skool behoort te wees, en jy weet hoe daar na skool gekyk moet word in terme van finansiële inkomstes ensovoorts, om 'n skool nooit nou maar volhoubaar te kan hou, en ek dink hy was visionêr in terme van finansies en fondse wat dalk nie altyd konstant gaan kom van departemente af ensovoorts nie. So jy moes buite die boks dink om seker te maak jou skool bly volhoubaar, veral by skole soos Waterkloof wat éventueel 2400 leerders het. So, en jy is nou by 'n Garsfontein wat eintlik maar in daai prentjie is 'n gemengde skool, seuns, dogters, Afrikaans, Engels, en uit die aard van die saak het jy 'n tipiese, noem dit nou maar Waterkloof tipe van skool, maar baie jonger, as ek dit so kan stel, en wat van Dr. Becker, en ek wil amper sê, in dieselfde asem, wat van 'n Dr. Pierre Edwards, want jy het baie agting vir het, ek weet het, wat draai jy saam met jou, en wat bring jy saam met jou in jou tas, want daai goed is jy kan nie 'n prys op dit sit, dis onbekostigbaar, daai tipe van ervaring. Ja, Thys, ek het nie so, toe begin skool hou het, toe nooit altyd geweet, wil jy vir ewig skool hou net nie, maar ek het so 1998, het ek so meer half besef, weet jy wat, ek is eintlik 'n onderwyser. Ek het geografie gegee as vak, en ek het my klas geniet. Op daai stadium het ek nog rugby en cricket afgerig, en ek was nog so 'n bietjie 'n skynsregter gewees, so ek het nie regtig nog daai 100% al 'n passie gehad vir rugby en dit nie, maar ek het 'n passie gehad vir skool gee, om my vak en dit te doen. So die rugby deel het so 'n bietjie later gekom, nou gesê, weet jy wat, ek hou eintlik af van. En dit, as ek eers moet praat oor Doc Becker, dink is 'n skoolhoof in daai tyd wat die moderne deel van skool en die nuwe generasie van mense in gedagte gehad het, en hoe skole 'n bietjie anders te gedoen moet word. Ongelooflik het hy vir my kansse gegee in my lewe. Daai tyd is daar tye wat 'n ou foute maak as 'n jong onderwyser.
En dan betaal jy maar soms die prys en jy word aangespreek in dit, maar hy het geleentheid vir ou gegee om te groei en nuwe kansse te kry. Ek was 27 jaar oud, toe word ek koshuisvader van die koshuis, wat hy vir my 'n geleentheid gegee het. Daai stadium het ek nie altyd gedink, hoekom nie, iets raak gesien in my, wat ek nog nie op daai stadium seker 100% besef het nie. Maar hy was bietjie visionêr geweest en gedink, en ek dink dit het bietjie my voorvarendheid op sekere goeters aangevuur oor dit, dat 'n ou so al berekende risiko neem oor sekere goeters, besluite oor hierdie goeters doen, en dis maar 'n deel wat ek toe begin, my klasse, manier hoe ek klas gegee het, ek het anders 'n klasse gegee. As die mense het altyd gekla as hulle langs my gee, die kinders luister na my wat ek praat in die klas, dis maar my eie manier en styl wat ek gaan het. Toe ek afhuis toe gaan het ek gedink, hierso is dit, want ek is 'n baie dissipline ou. Alhoewel ek oor sekere goed bietjie kanse vat, is ek baie gedissiplineerd en trots oor dit. En ook Edwards het my geleer van die belangrikheid van tradisie, belangrikheid van trots, belangrikheid van die kultuur en 'n belangrikheid van waar jy afkom. Ek dink 'n belangrik in die samelewing vandag se tyd, ek dink is belangrik om te weet van waar jy afkom en dit nooit vergeet nie. En ek dink dis 'n deel wat ek by Doc Edwards geleer het, en dan die nuwer denke en moderne deel van Dr. Christo Becker. Ek dink dit's maar so half wat my gemuld het in my eie deel van Francois, van wat ek maar gebruik het om, wat ek dankbaar was dat ek suksesvol was in die klaskamer, dat ek dankbaar was dat ek suksesvol was op die sportveld, en dit het maar my deel waar ek gebou het. Op daai tyd was dit geen sins by my om 'n skoolhoof te geword. Ja, ek het 'n passie gehad vir skool, klas G, passie gehad vir rugby, 'n droom gehad oor rugby goeters en al, en dis maar wat ek op daai stadium gedoen het. En toe kom die adjunkhoofpos by Kempton, en jy word van daar af hoof by Kempton. Daai, ek wil amper sê, transition van onderwyser wees in die klas wees na die hoof wees, en dit moet bestuur. Hoeveel het, presies wat jy sê, jou styl, jou manier van skool gee, die passie wat jy daarvoor het, hoe jy daai kon oordra? Want is maklik, ek sê baie keer gebeur in afrigting, jy kan 'n fantastiese speler wees, jy kan 'n springbok wees, maar jy is nie noodwendig 'n afrigter nie. Jy weet nie noodwendig om daai oor te dra, as jy die dag nie meer 'n springbok is nie. En ons sien dit baie, ouens wat probeer afrig en dan net besluit, hier is nie vir my nie. Dis bitter min, dis skraal dat jy ouens kry wat regtig op daai vlak die skuif kan maak van speler na afrigter toe. So ek neem aan by skool, van daai omgewing, was dit waarskynlik dieselfde tipe ding, was dit nie? Ja, dit was moeilik. Ek dink net so 'n stukkie voor dit, ek dink wat my so 'n bietjie anders gemaak het by dit is, ek het eers na dit toe Garsfontein toe gegaan, wat toe nog onbekend was op sportwêreld, waar die ouens vir my 'n geleentheid gegee het en my gevra het, wil ek nie kans sien vir so 'n geleentheid nie. En dan is dit, ja, moet jy gaan, wees ek op 'n goeie plek by Waterkloof, die lewe werk uit vir my ten opsigte van my loopbaan op daai stadium, en dan gaan jy half na onbekende toe, want Garsfontein was op daai stadium 'n onbekende, en die droom en visie wat hulle gehad het, gaan dit werk, gaan dit nie, is nie so. Ek dink die 5,5 jaar wat ek daar was, het ek 'n paar nuwe goed geleer, en toe het ek net op 'n punt op 'n stadium gesê, weet jy wat, die droom van professionele afrigter en ander goed, gaan nie 100% vir my uitwerk, oor sekere goeters nie, en toe het ek 'n keuse gemaak. Ek het gelukkig heeltyd matriekskool gegee, terwyl ek die rugbyhoof was. Ek het matriekskool gegee en gewerk, en gemerk, matriekvraestelle gemerk, en toe het ek 'n departementshoofpos gekry, by Eldorein vir 'n bietjie meer as 'n jaar, en toe is ek Kempton toe, as adjunkhoof, in 'n kort sprong, en toe was ek omtrent bietjie meer as 'n jaar en 2 maande, en toe is ek skoolhoof. Was dit te vinnig? In sekere opsigte ja. Jy was basies vir 2 jaar regtig deel van skoolbestuur, hoewel ek voorheen ook was, maar binne in die totale opset van akademies, die totale pakket van al die onderwysers, was dit vinnig so. Dit was 'n eerste ruk gaan ek nie jokkie, dit was vir my moeilik. Ek het 'n paar foute gemaak. Toe ek 2019 skoolhoof word. Ek het eers in Februarie 2018, is die eerste keer dat prentjie skoolhoof in my kop opgekom het, want toe meneer Burger, toe besef ek my, hy tree af die einde van haar jaar. Toe het ek vir myself gesê, wat wil ek doen? Gaan ek 'n kans staan? En toe is ek dankbaar, daai BL ek was onervare regtig oor skoolbestuur in totaliteit, en
vir daai deel is ek ongelooflik dankbaar wat vir my 'n geleentheid gegee het en gesê het, maar weet jy wat, hulle gaan 'n berekende risiko neem om vir my daai kans te gee. En met dit het 'n ou gegroei. Jy het geleer ten se van dit. Meneer Burger was daai tyd 26 jaar skoolhoof net by Kempton. So jy kry personeel wat 20 jaar skool hou en ervare is, maar dit het nog net heeltyd onder een ou gewerk. So dit was moeilik vir my. En ek weet ook vir die personeel was dit moeilik. Maar ek dink dis maar wat ek begin het al deur dit wat ek geleer het by Dr. Becker en hoofsaaklik by Dr. Edwards, 'n klein bietjie by meneer Bandjies. Ek was 'n kort rukkie onder hom gewees. Maar daar het ek grootliks al my eie denkproses begin uitwerk en met mense wat ek maar gesels het oor hoe en wat. En toe begin met dit. En ek moet sê ek het binne in daai tyd het ek 'n skoolhoof ontmoet, Larry Hamer, wat by Edenvale hoor is. Eerste keer het ek gewonder hoe's hierdie ou skoolhoof en nou ek en hy mekaar leer ken het. Jesus het my ongelooflik baie geleer oor sekere goed. Ek dink hy's by 'n Engelse skool ongelooflik goed gedoen as skoolhoof, daar is hy afgetree, maar ek en hy praat nog met mekaar, maar daar het ek begin en so met tyd geleer om hoe om te maak en goeders te doen, en ek dink die rugby beginsels van dat ek suksesvol was as 'n afrigter, ek dink daai beginsels, meeste van dit, het ek op teruggeval en toegepas oor hoe om 'n goeie skoolhoof te wees. En wat jy moet leer en wat jy moet doen om dit te maak, en so het jy maar die trappie geleer en ervaring opgebou oor hoe om goeders te doen, hoe om na personeel te kyk, hoe om na die kinders te kyk, hoe om na ouers te kyk en hoe om daai deel bymekaar te kry. Ek het so 'n boek gelees in daai tyd. Boek is 'n Amerikaanse boekie, George Ship. Dit was Amerikaanse vloot, dit was die swakste skip in Amerika. En toe daar admiraal oorgeneem en hy het daai skip omgedraai binne 2 jaar na een van die bestes toe. Dit was in die COVID tyd. Niemand was voorbereid vir COVID oor hoe skole werk nie. En toe het ek so 'n slagspreuk geskryf na ek gelees het van my skool, jou skool, ons skool, want ek glo daaraan dat 'n skool bestaan uit 3 partye uit. Hy bestaan uit die leerlinge, hy bestaan uit die personeel en dan bestaan uit ouers ook. As jou kind ingeskryf is by daai skool, is jy ongelukkig deel van daai skool. So daar sekere goed wat jy ook moet leer en ervaar en op trots moet wees. Ek dink dit is so 'n deel, party personeel dit moeilik vind, dat ouers nader aan jou moet wees, as daar ver, ek glo daaraan, dis maar wat ek geleer het by Dr. Becker en Dr. Edwards, dat ouers moet bietjie nader aan jou wees ten opsigte van om insaag te gee, en 'n voorreg het om gesprekke te kan hê in dit. En ek dink daai deel het my begin om bietjie anders te dink en te maak. Ons gaan nou terugkom na die rugby toe in jou ervaring as 'n afrigter, want ek dink daar's ongelooflike parallelle wat van 'n afrigter val wat op jou statuur. Jy is ook al 'n kringweek afgerig. Jy was op panele verkeerkomitees. Daar's 'n hengse leerskool wat rugby jou gebring het. Maar ek wil praat oor jou skuif Garsfontein, want ek weet daar was verskriklik baie roemers. Ek dink ek en my goeie vriend Johnny Burger het die meeste daarvan versprei. Maar ek het op daai stadium gedink, Waterkloof en Garsfontein sit eintlik in dieselfde situasie. Jy het 'n hoof wat aftree en jy het 'n hoof wat waarskynlik weggaan. En jy sit hier met 2 letterlike powerhouse skole in Pretoria. En albei van hulle kort 'n hoof met 'n mors. En ek sê dit met alle respek, 'n hoof wat regtig, want Garsfontein is op 'n baie goeie plek, maar dit kan met die verkeerde keuse van 'n hoof in 'n ander rigting skuif. Waterkloof is nie noodwendig op 'n goeie plek nie, maar met die goeie keuse van 'n goeie hoof kan dit na 'n beter plek toe gaan. So ek het regtig gehoop dat een van die 2 skole Frans wat 'n kok kontak. Baie roemers begin waarvan ons eintlik niks geweet het nie. Maar jy is nou by Garsfontein en alhoewel jy al voorheen daar was en jy van die personeel ken en al die goed, die ervaring wat jy opgedoen het van waar ons nou van gepraat het, waar jy begin het by Jeugland tot waar jy nou terug is by hulle. Ek neem aan en is waarskynlik dat hierdie jou aftree pos is, jy is nog baie ver daarvan af, maar 'n jong man, baie om te gee vir die skool. Hoe voel jy oor hierdie uitdaging? En is dit 'n opgewonde gevoel? Is dit iets wat jy met al 2 hande gryp? Ek hoor net fantastiese goed van dit hier al is by verskeie partye.
So, hoe voel jy oor die uitdaging? Dit is eerlik vir jou sê, ek het nooit gedink ek gaan daar uitkom nie. Soos ek sê, ek het na Kempton het ek Diamantveld toe gegaan. Oor baie redes, en dit is 'n tradisieryke skool, 'n ou skool, het baie trotsheid en 'n passie ten opsigte van sekere goed. En ek en Raaitjie het op 'n stadium gedink, weet jy wat, om bietjie uit die stad in die gejaagd en 'n ander leefstyl en 'n ander leefwêreld te beleef, was dit 'n deel vir dit is. Ek onthou een van die onderwysers het daar by Diamantveld gedink toe ek aangekom het, en so is dit hulle gedink, wat se hoof het hulle nou gekry wat wil kom aftree? Hy sê, na 'n week toe kom my agter, hierdie is nie hoof wat wil kom aftree nie, dit is werk en 'n passie. Ek het 'n passie vir onderwys. Dis my hoofdeel. So was dit vir my moeilik om by Diamantveld weg te gaan, ongelooflik. Wil sê, ek was 'n jaar en 5 maande daar, en as ek nie daar was nie, weet ek nie of ek Garsfontein se hoofpos sou kon aanvaar het en gedoen het. Ek het in 'n jaar en 5 maande daar ongelooflik geleer. As mens gegroei, my menswees het anders te geraak oor baie goed. So toe die geleentheid is, het ek eers getwyfel en gewonder, maar ek is ongelooflik dankbaar. Dat ook 'n klein paneel gedink het ek is goed genoeg, en mense dink, weet jy wat, ek het die ervaring, ek het baie ander vaardighede om by 'n skool soos Garsfontein skool te kan wees. Ek dink dit was daar diep binne my, was dit 'n klein droompie gewees oor goed, en ek kan later 'n ou bietjie praat oor drome van mense wat ek baie het oor baie goed. Maar ek dink dit is vir my 'n ongelooflike voorreg en dankbaar dat ek daai kans het. So ek is opgewonde. Skool is op 'n baie goeie plek. Soos dit maar is daar, met tyd moet jy aanpas. Daar kom 'n nuwe generasie leerlinge en ouers raak deel van 'n skool, en dan moet jy kyk oor hoe, sonder om die kultuur van die skool prys te gee, van dit waarvoor die skool staan. Maar ek dink so 'n bietjie 'n voordeel vir my, ek verstaan van waar Garsfontein gekom het, hoekom het hulle sekere besluite geneem om te kom waar hulle is, wat almal nie altyd verstaan nie, en almal hou ookie daarvan, van die besluite wat hulle gemaak het, en ek respekteer dit. Maar ek dink as jy binne in die deel was van hoekom en wat hulle by dit gedoen het, ek dink sal ou dalk 'n bietjie ander prentjie het ten opsigte van dit, en ek dink is my voordeel, ek verstaan daai deel. Ek was deel van, saam met baie mense in die begin, om daai eerste boustene te lê vir Garsfontein se nuwe pad wat hulle gestap het, en waar hulle by nou is. En met baie sukses, jy weet, ek en Johnny sê dit baie, daar's nie 'n reg en 'n verkeerd altyd nie. Daar's 'n persepsie, en jy kan jou eie persepsie as die waarheid vat, totdat jy ingelig is, en dalk die persepsie verander, want, soos ek sê, daar's skole wat 100 jaar se tradisie het, ons weet nie wat het hulle gedoen in die jaar 20 of in die jaar 30, toe hulle van hulle bestaan om goed in die regte rigting te gedruk nie, want niemand praat meer van daai tyd noodwendig nie, ons is almal in hierdie era. So, François, kom ons praat personeel, want personeel is 'n fantastiese asset, as hulle reg bestuur word, en ek kan amper sê, almal in dieselfde rigting stap, en dieselfde doel nastreef. Mens sien dit by skole, maar ek wil sê, mens sien dit min, dat almal regtig inkoop in 'n hele proses, en dit gaan tog oor die skool, sy kultuur, die skool kom altyd eerste. Ek sê dit vir die rugby ouens ook altyd, jy weet, dis fantasties om seuns te ontwikkel en so, maar die doel is tog, die skool moet altyd eerste kom, die skool se values, sy tradisies, sy kultuur, waarvoor daai skool wapen staan, is wat eerste kom, is dit nie? Nee, ongelooflik, dit is so, die skool, ek dink daar's 'n rede, as 'n personeel, ek het redes gehad hoekom ek by Waterkloof aansoek gedoen het, en daai tyd by Affies aansoek gedoen het, en hoekom ek geskuif het na ander skole toe om daai te doen. Ek dink die verskil, of wat 'n ou dalk beter kan aanwend is, daar kom nou jong personeel het by Garsfontein aan, of by wat se skool ook al, maar hulle verstaan nie altyd oor hoekom sekere besluite geneem vroeër jare was nie, en waar dit is nie, en ek dink die deel vir my, is ek is maar een van daai wat geleer het, ek is baie meer 'n oop deur beleid. Ek weet ouens hou nie altyd daarvan nie. Ek verstaan om jou struktuur mooi te hê, maar 'n gemaklikheid hê dat mense met jou kan kom gesels. En vir my, ek dink is dit met die nuwer personeel wat ek nou begin gesels het en met ander, is om oor te dra dit wat Garsfontein was, hoekom hulle sekere besluite het, en dit om
dit te kan verstaan oor hoekom dit so is by die skool en hoekom ons sekere goed op hierdie manier doen wat nooit gaan verander nie, want dis die kultuur en die ethos van die skool. Maar dat 'n ou daarop moet voortbou om die skool nog beter te maak vir die volgende groepe wat kom en te kan aanpas ten opsigte van dit. Ek dink dis 'n belangrike deel van dit om te verstaan, maar ek is ook binne in die skool, dis kom ek gesê, die skool bestaan uit 3 partye uit. So die skool se naam bly altyd belangrik en ek sê as jy sekere besluite neem by 'n skool, jy neem die skool se naam in ag, jy neem die leerlinge in ag en jy neem die personeel in ag, dan gaan hy 8 uit 10 keer gaan hy elke keer die regte keuse maak. Ek dink as 'n ou daai riglyn het en nie oor bybedoeling sekere keuses maak en as jy daai 3 goed in ag neem, gaan jy meeste van die keer die regte besluite maak en jy kry dat die personeel, die leerlinge en die ouers rustigheid kry en 'n inkoop kry ten opsigte van dit om oor hoe jy werk en sekere goeders doen. So kom ons praat 'n bietjie hoe belangrik rugby in skole geword het. Blindside is 'n rugby program, so ek wil graag daaraan raak. Rugby het waarskynlik een van die mees bemarkbaarste kommuniteite geword in skole en weer eens, daar's nie reg en verkeerd nie. Garsfontein is 'n baie jong skool met ongekende sukses in die afgelope paar jaar. Groot onderskrik gemaak en hierdie jaar veral onder leiding van Sylvester en die groep ouens ook hom is regtig 'n groot impak gemaak in Suid-Afrikaanse skole rugby. Na Doopie wat dink 8 keer al die Noordval beker gewen het. So rugby as 'n sport en ek wil niks wegvat van netbal af nie. Ons begin eersdaags Blindside netbal so terloops met 2 uitspringhokke wat die aanbieders is. Ek weet van netbal verskriklik min. So ons het spesialiste wat dit kom aanbied, maar om niks van ander sporte weg te vat. Die rugby is tog op hierdie stadium die mees gekykte sport in ons land. En ons weet volgens statistiek skoolrugby het elke liewe ander kompetisie behalwe die bokke in ligjare verbygevat in terme van kykers. So hoe wend mens so iets aan om nie net jou skool te bemark nie, maar ook die regte goed in plek te sit sodat dit kultuur is, want jy praat reg daarvan is 'n jong skool en kultuur leer eintlik maar met tyd en tradisie kom maar met tyd. Ek meen as jy dit vergelyk met 'n affies wat oor die 100 jaar oud is. Hoe impaktvol is daai proses en hoe doelgerig moet daai wees om seker te maak dis volhoubaar? Dis Thys, ek dink is belangrik dat 'n skool, en is my opinie, en dit is so, rugby het baie groot geraak in skole. Of dit reg of verkeerd is kan 'n ou lank oor gesprek hê oor goed. Ek sê altyd as SARFO en die departement van onderwys nie sekere besluite maak en streng maak nie, kan ons redeneer oor dit hoeveel ons wil, daar gaan niks anders te gebeur nie. Maar ek dink dit is op 'n mespunt in opsigte van hoe ou rugby bestuur by skool. En ek is eerlik, hoewel ek rugby afgerig het en 'n direkteur rugby was, is dit beslis nie my hoofdryf nie. Daar's baie afdelings binne 'n skool. Rugby is een deel, hoewel hy dalk 'n bietjie meer gesigswaarde het na buite toe. Is dit vir my belangrik dat ouers en kinders en personeel moet besef die totale deel van ontwikkeling vind plaas. Ja, rugby gee vir daai middel en dit gee vir daai ekstra 2 treetjies wat makliker is om in die gang te kom. Maar ek dink dan is dit belangrik dat jy personeel aanstel wat op alle terreine kan ontwikkel en kan verstaan dat wanneer akademie die erns moet wees, en dit bly die prioriteit by enige skool, is die akademiese gedeeltes. En dan by Garsfontein, ek dink is daar 18 verskillende sportsoorte, almal speel nie rugby nie. So is om vir daai kind daai rustigheid te gee en vir 'n ouer te gee, maar weet jy wat, ek is deel van 'n skool wat meer is as net rugby. Dis wat ek altyd vir mense gesê het, my eie deel, maar het tydjie gevat dat mense moet sien, maar ek is meer as net 'n rugby ou. Ek is eintlik nie 'n rugby ou gewees nie. Ek was 'n persoon wat ander eienskappe en ander dinge gedoen het. En rugby was 'n middel wat ek myself uitgeleef het op dit. Nou is dit dieselfde. Ek is 'n onderwyser passievol. En dan het ek die voorreg om binne in die onderwys het die voorreg om 'n skoolhoof te wees. En ek dink dit is die belangrikste deel om te kan verstaan, vir ouers en kinders en personeel te kan verstaan dat ons na almal moet kyk. Maar ongelukkig is dit so dat rugby 'n bietjie meer blootstelling kry. Dit gaan nie verander nie.
as sê vir jou as daai twee ouens nie sekere standpunte inneem van dit gaan dit nie verander nie. Maar dit moenie die hoofdryf wees nie. Dit is beslis nie by my die hoofdryf om rugby op 'n bepaalde pedestal te plaas by 'n skool nie, hoewel ek deel was van dit en rugby goed doen. Ek dink die skool doen op ander terreine ongelooflik goed, waar daar baie is en groei is by die skool, en dit is my werk, dat personeel, leerlinge binne in daai totale pakket kan ontwikkel. Skool bly, akademiese instansie primêr eerste, maar dan sy ander belangrike deel. 'n Skool is ook 'n opvoedkundige instansie. En rugby is een middel van opvoedkundigheid om vir 'n kind te leer, soos daar ander kultuur aktiwiteite ook wat vir ander kinders 'n opvoedkundige gedeelte bied. As die mens Frans wat 'n kok vir my moet sê, wat is die 3 goed wat hom opgewonde maak in die oggend? Wat sal dit wees? Dis die eerste ding. Ek het nog nooit in die oggend skool toe gery met 'n swaar gemoed. Ek ry met 'n liefde na hartwerk toe. Ek het ongelooflik, ek geniet my werk. Ek dink ons baie en ek het so 'n paar ouens wat ek maar volg oor sekere goeders en kyk wat dit is. En ek dink die hartseer deel is, of dit nou onderwys is of ander werke is, ek dink is al baie min mense, persentasie gewys wat hulle sê, wat regtig hulle werk geniet. En gelukkig is binne hulle werksomgewing. Dis die eerste ding vir my is, ek het 'n ongelooflike passie vir my werk en onderwys wat ek dink dit maak my baie opgewonde. Ja, party dalk kry jy 'n slegte dag en as jy huis toe ry, die dag dalk nie so lekker nie. Maar dan het jy familie en vriende en ek het vir Raaitjie by my wat 'n ou mee kan gesels, my ongelooflik ondersteun. In dit wat ek doen en dit wat 'n ou mee kan 'n gesprek hê en kan verstaan oor dit. Sy verstaan nie dalk altyd 100% nie, maar sy is oor om te luister en goeders te kan weergee, en ek dink dis belangrike, dis 'n belangrike deel vir dit. Agter elke goeie man staan 'n beter vrou. Hulle sê so, ja. So, François, laaste vraag en ons kan hiermee afsluit. Garsfontein is 'n dinamiese skool. Daar's baie bewegende parte. Waar begin 'n ou om 'n impak te maak by 'n skool soos Garsfontein? Ek dink om seker goeders te verstaan by jou personeel, om te dink, agter te kom hoe hulle dink en redeneer oor sekere goeders, en dan ook by die leerlinge. Ek het geleer by een van die ander hoofde. Ek het nou die hoofleiers gehad, so ek het 'n gewoonte gekry en ek het dit toegepas by Diamantveld ook. So 1 keer in 2 weke gesels, dink ek, koffie met die hoofleiers in my kantoor. En vra vir die leerlinge, hoe sien hulle goed? Hulle vra goed. Ek kan vir hulle sê, ja, ons kan dit doen, dit kan nie werk by die skool nie. En dit gee vir jou 'n bietjie 'n ander deel ten opsigte van verstaan van dit. Dis hoekom ek vir kinders altyd sê, kinders te voorreg om 'n opinie te gee, is nie reg binne hulle deel nie, maar ou moet hulle ken binne in daai deel. En ek dink die ander deel rondom dit is om, ek is 'n ou wat erge hoogtevrees het. Raaitjie het al vir my gelag en ander mense ook. Ek as ek op 'n dak klim, skuif ek hande 4 voet. Maar ek het uit 'n vliegtuig uitgespring. En daai gevoel is die beste gevoel wat ek nog ooit in my lewe gehad het. Daai stukkie wat jy vryval voor die valskerm oopmaak. En ek dink ons is so maklik gou om 'n plafon of iets bo ons kop te sit en te sê, maar ek kan nie dit nie. Ek is 'n deel, ek weet nog nie hoekom die paadjie met my gestap het wat ek 'n skoolhoof geword het en by Garsfontein geëindig het. Ek leer nog en verstaan nog oor dit, maar een ding wat ek geleer het is, daar's nie, as 'n ou 'n droom en 'n passie het vir iets, jy moet nie 'n dak oor jou kop sit nie. Ou is baie meer in staat ten opsigte van om goeders te doen en te kan bereik, en ek dink dit is binne in my deel wat ek het sien, is om bietjie personeel uit sy gemaaksone uit te vat, vir leerlinge uit hulle gemaaksone uit te kan vat, en te sê, maar weet jy wat, daar's iets anders wat binne in jou is, wat jy dalk nog nie ontdek het nie. Ek het 'n paadjie gestap, ek het in Februarie 2018, soos ek gesê het, eerste keer gedink aan skool en besluit ek wil 'n skoolhoof word. Leer ek nog oor dit? Ongelooflik baie. En ek dink dis die deel wat 'n ou vir mekaar moet sê, nooit op om te leer nie, nooit op om te werk nie. En 'n ander belangrike deel is, jy moet glo in jouself. Jy moet 'n selfvertroue hê binne in jouself, dat dit wat jy doen, jy jouself ondersteun, jouself bietjie back, as ek 'n Engelse woord kan kry, binne in daai proses om te doen. So 'n ou het, en ek sê vir mense, onderwys is die beste werk wat daar is. Jy kry geleentheid om baie dinge te kan doen en te kan beleef, om te kan maak. En ek dink dis 'n
Dis 'n deel wat ek dink 'n ou vir personeel en vir mense kan sê, bietjie anders te kan dink as net die basiese gedeeltes van dit. Ek dink daar's legio geleenthede vir onderwysers binne in die onderwys om 'n droom en iets anders te kan uitleef. En dit gee vir kinders 'n geleentheid om te kan groei. Pierre het ons altyd gesê, jy maak 4 maak hout vir jou dag bymekaar. En ek dink onderwys in baie ander beroepe baie meer wat jy 4 maak hout vir jouself kan maak. En seuns en dogters binne in 'n skool ongelooflik baie. Om daai deel van jy wat jy het en sê, weet jy wat, dit is moontlik om dit aan te hou doen. Dit kom dalk nie dadelik uit nie, maar met tyd kom 'n ou by dit uit as jy aanhou en nie ophou nie. Ek dink dis die groot deel. Ek het nooit opgehou nie. As ek moes geluister het mense vir my vroeër jare gesê het, dan was ek net ek weet nie wat nie. Maar ek het geglo in myself en met mense wat jou vertrou en mense wat vir jou geleentheid gee. En ek dink dis wat ek wil teruggee. Ek was 'n jong onderwyser, baie foute gemaak. Daar was hoofde wat vir my geleentheid gegee het om in te groei. En dit is binne in my deel wat ek wil teruggee vir onderwysers en vir leerlinge. Om te sê, weet jy wat, ek sal vir jou geleentheid gee en saam die pad te stap en te groei. En weet waar kom jy uit op die einde van die dag? Ons het dit regtig voorreg. Ek dink ons kykers en die kykers al buite verstaan en Francois de Kock beter. Ek dink hulle leer ken jou. Ons gaan nog baie met jou gesels. Ons dink ek dink daar's 'n as jy Engels woord kan gebruik, daar's 'n educational proses wat mense moet verstaan van wat regtig in die hart van skole aangaan. En ek dink daar's bitter min mense wat geroep is om onderwysers te wees, as ek dit nou vir jou reguit kan sê, om skoolhoof te wees, aan die hoof te wees van 'n instansie soos 'n Garsfontein. Ek wens jou alles sterkte toe van ons kant af by Blindside. Jy weet, ek en Johnny het baie agting vir jou. En mag die skool Francois de Kock ondersteun, want ek weet dat Francois de Kock vir Garsfontein kan beteken en gaan beteken. En dit was regtig 'n voorreg om vir ons kykers en vir almal wat buite wat hierdie show kyk bekend te stel aan Francois de Kock, die man. Nee, dankie Thys, ek wil dit so ek sê. Dit is vir my ongelooflike voorreg en 'n groot verantwoordelikheid om 'n skoolhoof te kan wees. Mag jy net sukses hê, Francois. Dankie. If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us. Click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born.